op staatsverkryging wat president Cyril Ramaphosa vandag geteken het, is 'n resep vir versnelde staatsverval. Die wet is bedoel om die wet op die beleidsraamwerk op voorkeurverkryging te vervang, maar indien dit in werking gestel word, sal dit verkrygingskoste verhoog en staatsadministrasie en dienslewering ondermyn, weens die wet se ingewikkelde en swak ontwerp, sowel as sy vereistes oor ras, nasionaliteit en ander kriteria wat nie waarde toevoeg nie. Die wet se dubbelsinnige en teenstrydige klousules sal 'n ideale dekmantel vir selfverryking en korrupsie vorm. In wese poog die wet om staatsentiteite van hulle keuse ingevolge artikel 2 en 7 van die grondwet te ontneem, om waarde vir geldverkryging eerder as voorkeurverkryging te doen. Die wet poog om alle staatsentiteite voortaan te dwing om verkryging van goedere en dienste te doen slegs uit die geleedere van 'n kunsmatig klein groepie, beperk op ras, nasionaliteit en ander kriteria. En dit sal die koste verbonde aan staatsverkryging verhoog en dienslewering agteruit laat gaan. Hoewel die wet nie uitdruklik politieke koneksies as 'n vereiste stel nie, sal die wet dit fasiliteer in 'n mate wat nog nooit van tevore ervaar is nie. In die wyse waarop die wet internasionale besigheid beperk, is dit waarskynlik ook in stryd met allerlei internasionale handelsverbintenisse wat die Suid-Afrikaanse staat tevore aangegaan het. Maatskappye wat die beste waarde vir geld kan bied, is reeds toenemend skugter om besigheid met die staat te doen, weens die politieke komplikasies, die etiese probleme en die regsonsekerheid. Onder die nuwe wet sal hierdie tendens versnel en sal die publiek uitgelewer word aan staatsverkryging by maatskappye wat tenders kan wen op elke maatstaf, behalwe prys en gehalte. Ten dele stel die wet 'n poging daar om Sakeliga se grondwethofoorwinning oor staatsverkryging van 2 jaar gelede teen te werk. Die hofoorwinning destyds het die keuse van munisipaliteite en ander staatsentiteite beskerm om hulle eie waarde vir geldverkrygingsbeleide te bepaal. Daarenteen poog die wet nou om te bereik wat die minister toe nie regmatig deur middel van regulasies kon doen nie. En dit bly om soortgelyke redes steeds ongrondwetlik. Nog die minister, nog parlement is by magte om 'n staatsentiteit aan spesifieke voorkeurbeleide te bind. Artikel 2 en 7 van die grondwet ken hierdie diskresie aan staatsentiteite self toe. Die wet op staatsverkryging is skadelik en ongrondwetlik, maar dit is nog nie van krag nie. Sakeliga sal nou die finale weergawe deeglik bestudeer, ten einde gepaste stappe daarteen te bepaal in die belang van normale, waarde vir geld, openbare verkryging, soos dit voortspruit uit ons 2022 grondwethofoorwinning en andersins.